Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest, make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day, have him win the Green Beret. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest, make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day, have him win the Green Beret.
fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 when the Elsabie, Vicky en Johan, Christian en Wian, Henny en Johan, familie, vriende. Ek wens daar was iets wat ek vandag kon gee en kon sê, gooi dit in die water 3 maal 'n dag en al die seer gaan wegwees. Daar is nie so iets nie. Ons is juist saam met julle om te erken dat ons nie weet hoe om julle te troos nie, maar om te sê dat ons saam met julle voel en om julle dan aan die Here op te dra met die wete dat hy weet hoe om te troos. Mag julle in hierdie tyd die Here se troos ervaar en mag julle regtig waar beleef dat hy sy kinders nooit alleen los nie. Mag julle troos vind in die wete dat hy julle lief het en dat hy Piet lief gehad het en nog steeds lief het, net op 'n ander plek en 'n ander manier. Familievriende, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons aanbid U, omdat U die Almagtige is, die Skepper, die een wat ons deur en deur ken, die enigste een wat ons kan lei op die paaie wat U wil hê ons moet loop. Ons kom vandag na U toe, Here, sodat U ons deur die Heilige Gees kan vertroos, hier waar ons voor die dood te staan gekom het. Ons besef weer vandag, Here, dat ons enigste hoop by U is. Ons Here Jesus wat die dood reeds oorwin het, U wat self hierdie pad geloop het en daarom ook die beste sal weet hoe om ons sterk te maak. In hierdie tyd vertrou ons volkome op U. Kom nou, Here, en maak U arms, U hart en U woord oop vir U kinders. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons lofsang is Oor kan die water. Kom ons sing dit as 'n loflied tot eer van die Here.
Geliefdes, op versoek van die familie bring ek die woord van die Here aan julle uit Psalm 23. Bekende Psalm, ek dink nie eers is nodig om hom te lees nie, ons ken hom allemaal, maar kom ons lees hom, kom ons luister weer daarna. Die psalmdigter skryf hier, en as hy begin, dan sê hy wil graag met ons praat oor die Here wat sy herder is. So kom ons lees dit, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ek lees tot sover. Broers en susters, toe ek in my voorbereiding is daar met 'n begrafnis so speets en 'n klein uitdagingkie. Ek kan my nie losmaak van Piet wat my RSM was onder andere nie. Hy was 'n soldaat. Maar ek wil ook nie hierdie begrafnis vir die weermag gee en maak asof sy familie nie die belangrikste mense in sy lewe was nie, want hulle was. So die moeilik vir my daarvan was, waar lê die grens hier tussen? En ek het so besluit. Ek wil graag vandag se preek begin deur 'n belofte te lees wat Piet afgelê het. Nou dit was lank terug. Ek lees dit vir julle. Piet het op 'n dag nadat hy sy jails gedoen het hy die volgende belofte afgelê. Hy het gesê, hiermee aanvaar ek die rang van 'n onderoffisier, 'n leier van manne. As onderoffisier is ek nou lid van 'n geëerde korps wat ook bekend is as die ruggraat van die leer. Hier in die teenwoordigheid van my skepper, my naasbestaandes, my offisiere, my onderoffisiere en die soldate van my eenheid, beloof ek plegtig as volg, dat ek met trots en waardigheid die tradisie van die onderoffisierskorps, die weermag en my land eervol sal dien, ongeag die situasie waarin ek my mag bevind. Ek sal nie my rang of posisie misbruik om plesier, wins of persoonlike veiligheid te verkry nie. My lese is bekwaamheid. 2 basiese verantwoordelikhede sal altyd by my voorrang geniet, naamlik die vervulling van my roeping en die welsyn van my manne. Ek sal daarna streef om taktiese en tegniese meesterskap te handhaaf. Ek is bewus van my rol as 'n onderoffisier. Ek sal die verantwoordelikhede wat eie aan die rol is vervul. Alle soldate is geregtig op voortreffelike leierskap. Ek sal die leierskap verskaf. Ek ken my manne en ek sal altyd hulle belange bo my eie stel. Ek sal regverdig en onpartydig wees met die aanbeveling van beide beloning en straf. Die offisiere in my eenheid sal altyd genoeg tyd hê om hulle verpligtinge na te kom. Hulle sal nie nodig hê om myne na te kom nie. Ek sal sowel hulle respek en vertroue as die van my manne waardig wees. Ek sal lojaal wees aan diegene saam met wie ek dien, het sy seniors gelyk is of ondergeskik is. Ek sal inisiatief aan die dag lê deur korrek op te tree indien daar nie bevele gegee is nie. Ek sal my integriteit nie laat aantas nie. Ek sal nooit vergeet of my kamerade toelaat om te vergeet dat ons onderoffisiere is nie, leiers van manne. Met die bystand van die Here is dit vir my moontlik. Ek beloof. Hoekom ek hierby begin? Ek dink ons kan vandag sê, Piet, mission accomplished. Jy het gedoen wat jy beloof het. En vandag kan jy verdaag. Jy het jou kant gebring. En daarvoor sal ek persoonlik hom eer. Maar om so iets te kan sê is natuurlik vir ons almal seer. Seer omdat Piet Oosthuizen vir ons 'n man was, pa was, oupa was, broer was, RSM was, vriend was, leier was. En hy is nie meer daar nie. Maar ons vind dan vandag troos in die feit
dat die Here sê vir sy kinders is dit nie verby nie. Vir sy kinders is die dood 'n nuwe begin. Die seer van begrafnisse lê in die feit dat hierdie is 'n groter as mens wees ding. En dit maak dat dit vir ons baie moeilik is. Ons kon hom ons maar nog 'n rukkie gehad het. Dit sou mos oukei gewees het. Ons het mos net nou vir mekaar gesê, Piet was eintlik nog jonk. Totdat die kanker hom verniel het, was hy nog 'n leier. Was hy nog 'n leier van manne. Maar die tyd gaan verby. En die tyd het 'n manier om met ons lywe te mors. En daarom is vandag nie maklik nie. Maar juis in hierdie tye wat dit so moeilik is, wanneer ons besef dat ons mense nie alleen kan nie, dan skryf Dawid hierdie psalm en dan sê hy, die Here is my herder, ek kan nie alleen nie. Ek wil nie alleen nie. Ek wil iemand hê wat kan voorloop. En om voor mense te kan uitloop, beteken dat jy moet kan dien. So leer die woord van die Here ons. Hy sê, hy wat wil hy moet kan dien. En Piet het 'n herder gehad. Dis vir my treffend hoeveel ooreenkomste daar is tussen dit wat Piet beloof het, wat ek net nou gelees het, toe hy dit wat hy beloof en toe geleef het, en sy geloof in hierdie herder wat voor hom uitgeloop het, wat sy leier was. En dan besef ek dat hy dalk iets van hierdie psalm verstaan het wat baie mense dalk nog mis. Vir iemand wat die herder ken, is hierdie 'n leefgedeelte. Is dit nie 'n lekker psalm om te lees as jy down in the dumps is nie. Maar is dit 'n riglyn vir die lewe? Is dit 'n manier om te sê, as die herder roep, dan moet ek kom. As die herder sê, gaan daar, dan moet ek daar gaan. Want die herder kyk na sy skape. Here, ons vind dit moeilik om te sien hoe Piet gelyk het, toe siekte hom afgebreek het, en te dink dat U hom oppas. En dan dink ek, sou die herder vandag vir ons sê, maar julle skape het 'n manier om te karring waar julle nie moet wees, dis kom julle oppasser nodig het. Die mens het hierdie wêreld stikkend kom maak. Die mens het veroorsaak dat hierdie wêreld die seer van siekte in hierdie wêreld gaan hê. Maar God het 'n beter plan gehad. En daarom kom ons na U toe, ons herder, en ons sê, Here, lei ons na waters waar daar rus is toe. Want hier gaan dit 'n bietjie rof. Hier is dit baie keer 'n bietjie seer. Hier loop ons baie keer deur 'n dal van doodskade weer. Broers en susters, ek wil graag met julle deel, en ek weet ek het al baie gesê, van julle het dit al gehoor waar ek dit gesê het, sekerlik. Ek was al baie jare predikant voordat ek eendag raak lees wat hierdie dal van doodskade weer regtig is. Wat dit was in Dawid se tyd. Ons het groot geword, ek het groot geword met hierdie gedagte van, Here, as die dood my bekruip, en ek gedink, dis die dal van doodskade weer. Dawid skryf as 'n skaapwagter, en dan skryf hy oor 'n plek wat tussen die winter en die somer weiding van die skape lê. 'n plek met loodregte kraanse, wat dit pikdonker is, helder oordag, omdat die son nie daar inskyn nie. En hulle noem dit die dal van doodskade weer, want dit is waar die dood wag op herders, reisigers, daar's wilde diere wat daar bly, daar's skurke wat daar bly. En dan wanneer die herders deur hierdie dal beweeg, dan sê hulle, Here, ek is bietjie benoud. Natuurlik kan ons dit beeldspraak maak vir die dood en die lewe ook. Natuurlik is dit ook hoe dit werk. Maar Dawid skryf oor 'n plek, 'n letterlike plek. En dan sê, Here, as ek daardeur gaan, is ek nie bang nie. Hoekom nie? Wanneer 'n herder met sy skape deur hierdie dal van doodskade weer, of die vallei van die dood, afhangende van watter vertaling jy na kyk, as hulle deur hierdie donker vallei loop, dan het die herder hierdie staf van hom, daai een met die hak waarmee hy die skape partykeer gehak het, dan het hy met hierdie staf van hom op die grond getik soos 'n blinde mens. En die skape wat hom nie kon sien nie, oor dit so donker was, het hierdie geluid gehoor. En omdat hulle geweet het, hulle kan die herder vertrou, het hulle agter hierdie geluid aangeloop. En daarom sê hy, U stok en U staf sal my vertroos. Ek sal oukei wees, Here, solank as wat ek van U kan hoor.
Solank as wat ek kan weet, U is daar. Piet het geweet, die Here is daar. Ook hier teen die einde. Hy kon die Here hoor. Die staf van die Here het ook in die doodsvallei bly klink, sodat Piet kon volg. En daarom weet ons, hy het veilig huis toe gegaan. Want dis wat die herder doen. Soos wat Piet baie keer in sy lewe manne moes lei, so het hy hierdie keer gevolg. En kon hy die staf van die Here hoor. En die bestemming waarheen hierdie geluid omgevat het, hierdie geklank van God se woord Piet gevat het, was na die groen weivelde, daar na die waters waar hulle nooit weer dors het nie. En die Here self lei sy skape deur hierdie donker dieptes, die dieptes van die dood, sodat hulle aan die ander kant kan uitkom. Die probleem is, as ons nie 'n herder gehad het en sou ons verdwaal het in hierdie vallei, sou ons waarskynlik aangeval, verslind geraak het. Maar nie met 'n herder nie. Dis die herder se taak. Dis wat die herder wil doen. En daarom dink ek ook, as Piet dan beloof het om 'n leier van manne te wees en te sorg dat mense veilig is wat hom navolg, dan dink ek is sy laaste opdrag vandag, of sy laaste roep vandag na ons toe, volg die herder. Want jy sien, dit gee tog sin aan sy dood ook. As ons vandag besef dat ek en jy gaan iewers gaan ek en jy doodgaan. Dis hoe die lewe werk. Maar ek en jy hoef dit nie alleen te doen nie. Ek en jy het 'n herder wat voor ons uitloop. 'n Herder wat sy liefde bly klink in ons ore. En ek en jy kan hom volg, ook al is dit baie, baie donker. En dan sê hy, en wanneer ons aangekom het, daar waar ek julle heen lei, dan sit jy aan by 'n feesmaal in die hemel, want dan kom 'n kind by die huis. 'n Kind van God, in die huis van God. En geliefdes, natuurlik maak dit nie dat ons nou skielik nie meer hartseer is nie. Natuurlik vee hierdie gedagte nie die trane van ons oë af nie. Want die seer sit nie in die trane nie, die seer sit in ons harte. Die trane is maar die boodskappers van hierdie hartseer. Die trane vertel maar van dit wat hier binne gebeur. Maar als by die rede kom jy huil is oor dit wat God vir jou gegee het so goed was. Kan jy dink as mense 'n man moet hê en wanneer hy die dag begrawe moet word, sê mens, ag dankie tog, good riddance. En jy huil nie. Jy sê dit nie, jy huil. Want wat die Here vir jou gegee het is goed, en dit wat jy vir hom was goed. En daarom is ons dankbaar vandag. Here, met trane in ons oë, natuurlik. Maar ons weet, selfs al is ons 'n bietjie bang vir die donker, selfs as ons skrikkerig vir hierdie vallei, weet ons, solank as wat ons ore oop hou vir U, sal ons okay wees. Sal U hierdie pad met ons loop. Elkeen wat Piet geken het, voel natuurlik nog die verlies, maar dit is 'n verlies met die wete dat God se skape by hom beter daaraan toe is. Ons weet dat hulle aansit by 'n feesmaal, dat die Here hulle herder hulle ingewag het met 'n hartlike ontvangs. Hulle bekers laat oorloop. Met die skape van die Here gaan dit goed as hulle tuis kom. Vir hulle is dit 'n deel van die wedloop wat voltooi is en waar hulle dan die oorwinnaarskroon by God self kry. En is juis in hierdie troebeltye van ons lewens dat ons kan waardeer dit wat die psalmdigter geskryf het. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Daarom sê Dawid, daarom sê ek nie bang vir onheil nie, daarom maak die donker van hierdie dal my nie bang nie, want Here, U is by my. Jy sien, die Here wil vandag vir jou en vir my sê, vertrou my. En alsoos as jy hierdie op jou hande tel en jy sê, die Here is, as jy by daai trouringvinger kom, dan sê hy, my herder. Die Here onderneem om in te staan vir hierdie groot verlies wat jy het. En dat wanneer hierdie ringvinger wat getuig daarvan, dat jy vandag jou man moet groet, dan sê die Here, en ek sal jou help. Ook hierdie vallei sal jy nie alleen deurgaan nie.
Ook hier sal ek die pad saam met jou stap. Ook hier kan jy die herder vertrou, deur net fyn te luister. En dan is die Here se belofte dat hy ons almal se herder is, nie net Elsabie se nie. En broers en susters, ek en jy, ons voel op verskillende maniere, ons het verskillende belewennisse gehad, dit is vir almal sleg dat Piet voor ons uitgegaan het. Dit is wat leiers doen. Maar die Here sê, jy's nie leierloos nie. Ek is by jou. In die eensaam aande wat voorlê, as die verlange op sy ergste is, dan kan julle ook weet, die Here is julle herder. Hy sal ook by julle wees. Hy sal julle self ook lei deur hierdie beproewing. Ook julle sal in sy hande veilig wees. Ook vir julle is daar rus daarvoor. Is daar vrede by God. Is daar die wete dat julle nie alleen is nie. Die wete dat die Here is ons herder. Ook vir julle is die klank van Jesus se kruis of sy stok en sy staf, daarom julle te lei. Ook vandag kan elkeen van ons weer eens besef, met die regte herder is daar vrede. Met die regte herder is die dood nie die einde nie. Dis die deurstap na die lewe, en ons lewe met 'n hoofletter geskryf. Lewe soos God dit bedoel het, ons geskenk, ons kroon, ons ewigheid, die feesmaal vir al sy kinders. En wanneer ek en jy toelaat dat die herder vooruitloop, wanneer ek en jy agterna loop, as ons toelaat dat die Here ons lewe beheer, as ons hom volg na die feesmaal toe, dan sal ons aansit as eregaste. Dis God se belofte, die almagtige, die een wat nooit lieg nie. Dan sal jy oorlaai word met hartlikheid. Want sê Dawid, hy het sy plek gevind in die huis van die Here. Ek weet ons mense wil graag ons eie planne maak, ons het ons eie teologie, ons het ons eie triks en toertjies. God se woord, dis sy stok, sy staf. Dit wys die pad. Dit lei ons deur die donker dal. Dit bring ons veilig by die huis. En jy sien, ek dink die Here se boodskap aan elkeen van ons vandag is, hy is nog steeds ons herder, hy is nog steeds ons bewaarder. By hom kan ons uitstyg bo ons vrese, ons onsekerhede, ons twyfel, ook ons hartseer. In sy huis kan ons tuis wees, tot in lengte van dae. Hy het nog altyd gesorg. Hy sal dit nou ook doen. Die Here se trekrekord is goed, uitstekend, volmaak. Vertrou hom. Ek wil graag vanoggend aanhaal wat 'n vriend van my, Julian Smith, 'n soldaat vir wie ek persoonlik baie respek het, oor Piet gesê het, en die interessante is, hulle was in verskillende korpse, nou, jy sal verstaan, dit is partykeer nogal 'n ding. Julian sê dat Piet, toe hy 'n jong onderofficier was, in 'n ander eenheid as Piet, het Piet met hom gepraat soos 'n pa met 'n seun. En het hy vir hom vertel, vir hom en 5 ander manne, wie se naam hy ook in die gesprek genoem het, hy sê, hy het vir hulle gesê, julle ouens, moet mooi oplet waarmee julle besig is. Want julle lei nie net ouens op om soldate te wees nie. Hy sê, hy het hulle daaraan herinner dat hulle opgelei word om mense te leer van die lewe, om jong manne, of jong seuns eintlik, manne te maak. Hy het gesê, hulle moet jong manne leer om voor te loop, ook na hulle army dae. En dan sê hy, ek het na RSMP opgekyk, omdat hy 'n eyster was. En terselfdertyd 'n gentleman. Dis altyd iets wat ons met Roy Badge manne in verband bring, hierdie gentleman wees nie. Maar hulle was, maar hulle het net nie gewys nie. So amper soos cowboys wat nie gehuil het vir die perd nie. En dis die rol wat hy gespeel het in manne se lewe. Want hy was 'n leier van manne. En dis die rol wat hy in hele lewe gespeel het. Elsabie was 'n man wat beskerm het. Natuurlik het hy ook foute gehad, grote klippe, wie van ons het nie? Maar hy was goed. En julle was goed, julle was 'n goeie span. En ek weet hy dit waardeer. Dit was vir hom spesiaal. Sien, Piet kon hierdie pad loop, voorloop, leier van manne wees, leier van sy huis wees, juis omdat hy agter 'n nog groter leier aangeloop het. Hy het geloop in die spoor van die Here, sy herder.
mag dit vir altyd vir ons uitstaan. En mag Piet se lewe ons oproep om te luister na die stem van die herder. En mag sy dood aan ons bevestig dat dit is wat sin gee aan die lewe, is dat die dood nie klaar maak met ons nie, maar dat die Here ons daar optel en die volmaakte pad met ons loop. Mag die Here in hierdie tyd julle trane afdroog. Mag julle die geklank van die stok en die staf van die herder hoor en mag julle by hom vrede kry. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, oor deur trane verblind is, kan nie die sterre sien nie. Soos daar op hierdie oomblik trane in geliefdes se oë, wat dit moeilik maak om verby die droefheid in hulle harte te sien. Hulle het van aangesig tot aangesig gekom met die hartseer en verlies van die dood wat iemand van ons kom wegruk. Hulle is gekonfronteer met hierdie geheim wat ons nog nie ken nie. Die dood wat iemand wegvat en dan sulke groot gate in ons harte los. My gebed is dat julle sal besoek in hulle droefheid. U is bekend met menslike trane en gebroke harte. Daarom wil ons vra, wees by hulle in hierdie oomblikke, want hulle het u nou so nodig, u bystand en u troos. Here, u beloof in u woord om alle trane van ons oë af te droog. Doen dit vir hulle. U het beloof om die gewonde te genees. Vervul nou hierdie belofte. U het beloof om aan ons vryheid te gee, vrede te gee. Nie soos die wêreld nie, maar standhoudend en ewig. Ons pleit nou dat u ook hierdie belofte sal vervul. U het beloof om altyd met ons te wees. Dankie dat ons daarom kan glo dat u elke tree van die pad saam met ons loop. Ons plaas gelowig ons hande in u almagtige hand en stap die toekoms in met die wete, dit sal 'n goeie toekoms wees, want u wag daar vir ons. Vertroos hulle wat treur, wees hulle sterkte en hulle rotsvesting om in te skuil. Staan hulle by in die moeilike dae wat voorlê. Gee aan hulle die moed om gelowig te volhard na Jesus se voorbeeld. In die naam van ons Here Jesus Christus, wat gekom het om ons finaal te vertroos, vra ons dit. Amen. Geliefdes, ek gaan nou so reël, ons gaan nou staan vir die oorwinningslied, wat ons slotsang is. Na die sing van die oorwinningslied gaan ons weer sit, dan gaan ons die 2 huldeblyke hê, dan gaan 'n video wys, dan gaan Wiekie vir ons die bedankings namens die familie doen. Ek gaan die begrafnisbrief lees, en dan gaan ons die laaste eer betoon, soos Tannie Marie sal dit lei, soos wat sy en die familie dit gereël het, sal hulle dit vir ons doen, en ons lei daarin, en daarna, na die plasing van die blomme by die laaste eer, gaan ek vra dat die weer die sitplekke inneem, die familie kan maar hier voor bly staan, en dan gaan ons die seën uitspreek, en daarna word die genooi om saam met die familie verversings te gaan geniet. Maar kom ons antwoord op die boodskap, deur die oorwinningslied te sing, want ons in die spore van die herder sal oorwin.
Baie dankie, jy kan maar sit. Ek gaan dan nou vra dat ons vir Johan Jefer 'n geleentheid gee om huldeblyk te lewer. Elsbie, liewe vriende en familie, kan jy my hoor? Daar is hy nou, kan jy my nou hoor? Goed, daar is hy, dankie. Elsbie, Wikkie, liewe vriende en familie, collega's, dit is my groot eer en 'n voorreg om vandag hier te staan en huldeblyk aan eer te, en 'n groot eer om huldeblyk aan Piet op te dra. Maar voordat ek by die huldeblyk begin, wil ek eers net bevestig wat Dominee Dani vir ons gesê het. Die 19de Oktober het ons 'n reunie gehad van die oudgediendes van Heidelberg. Maar voordat ek na die reunie toe gegaan het ek vir Piet gaan kuier. En ek het vir hom gaan kuier omdat die Here vir my 'n opdrag gegee het. Hy het vir my gesê, vat hierdie boodskap na Piet toe, want Piet ly. Piet kry swaar op hierdie oomblik. En ons weet almal, as jy begin swaar kry, dan begin jy twyfel in alles. En die boodskap wat die Here vir my gegee het, is die volgende. En nou moet ek hier terugvat na my kinderdae toe. Toe ek so kannetjie in die laerskool was daar 'n ou meneer Kraus gewees, 'n wyse ou man, met so grys baard soos myne. Hy het ook so gestaan en vryf hy sy baard so. En hy het een oggend met 'n saalopening, het hy vir ons Psalm 23 gelees. En toe vertel hy vir my 'n storie, en dis die storie wat ek vir Piet vertel het. Hierdie skaapwagters, waarvan daar geskryf word in Psalm 23, soos wat die dominee gesê het, deur die dal van doodskaduwee gegaan. En een van hierdie skaapwagters het een nag wat hy wag gehou het by sy skape, het hy verkleim of is dood. En die volgende dag toe hulle hom kry daar, toe sit hy regop en hy hou vas sy duim so. En hulle kon nie verstaan nou hoekom hou vas hy sy duim nie. En hulle kyk toe, maar die duim keer niks nie. En hulle kon nie verstaan wat aangaan nie. Eers later toe hoor hulle by die ouers dat hierdie kind was baie lief vir Psalm 23. En as hy daar in die dal van doodskaduwee is, het hy Psalm 23 opgesê, en dan het hy gesê, die Here is my herder. En dis hoekom hy dit so vasgehou het, want sy herder het hom gelei van daar af vorentoe. Toe ek weg is daar by Piet en Elsbie, toe stap Piet en Elsbie saam met my uit. En ons het gegroet, en toe ek ry, toe groet ek en Piet so. Want die herder was by ons. My uitdaging vandag en elkeen van ons wat hier is, as jy iemand groet, of iemand vra vir jou, hoe gaan dit, en jy sê dit gaan goed, dan weet jy, dis omdat die herder by jou is. Die herder lei jou in dit wat jy doen. Nou wil ek graag hierdie huldeblyk opdra aan ouwe 1, adjutant-offisier klas 1, PW Oosthuizen, soos wat baie van ons hom geken het, Piet, of Oosie. Ek het hom geken as Oosie, ek het hom geleer ken as Oosie, en hy sal altyd Oosie vir my bly. Vandag staan ons hier in herinnering aan 'n kosbare kollega en 'n vriend. Iemand wat nie net deel was van ons lewens nie, maar dit ryker gemaak het. 'n Kollega en 'n vriend wie se woord betekenis gehad het, wie se dade opreg was, en wie sy teenwoordigheid altyd eg gevoel het. Piet het ons geleer wat ware vriendskap beteken, om daar te wees sonder voorwaardes, om met empatie te luister, en om met 'n oop hart
te leef in moeilike tye. Piet was altyd 'n steunpilaar in moeilike tye en in goeie tye 'n medevierder van vreugde. Ek deel graag kort herinneringe van myself, oud bevelvoerders en oud kollegas van Piet. Piet sluit in 1968 by die weermag aan en begin sy diens by die Seinskool daai tyd in Voortrekkerhoogte. Op 15 Desember 1973, as my somme reg is, Elsabie, trou hy met die liefde van sy lewe. In 1974 verhuis Piet en Elsabie Heidelberg toe en hy word deel van die leergymnasium wat later saamgestel was uit die Seinskool uit en ook een regiment het toe die leergymnasium geword. Hier word hy instrukteur en bekwam homself op verskeie terreine. Ons het net nou foto's gesien waar hy onder andere valskerm gespring het. Hy het ook bomopruiming gedoen. Hy was 'n instrukteur. Hy was 'n baie kundige persoon gewees. So hy het homself bekwam en soos wat die dominee gelees het in sy belofte wat hy afgelê het, sal hy homself bekwam sodat hy ander mense kan lei. Hy het dit gedoen. Hy word ook 'n instrukteur by die Seinskool en hy onderskei homself op verskeie terreine. Hy blink onder andere uit in rugby en later ontdek hy sy groot passie in die lewe en dit was golf. In hierdie tyd, dis in hierdie tyd wat sy pad met sy lewenslange vriend Ernst Koetser, ouwe een Koetser, wat ook vandag hier saam met ons is. Ernst, ek sien nie so vandag, ek kruip jy weg. Daar sit hy daar agter in die hoek. Hulle was lewenslange vriende gewees. Ernst en Piet werk vir 'n aantal jare saam by die leergymnasium en doen ook diens op die grens, soos wat baie van ons gedoen het, onder andere op Katima Mulilo, Mapacha, Ruacana en Angola. Tydens die oorgang van Rhodesië na Zimbabwe toe, doen hulle ook diens as kriptograwe in die destydse Rhodesië. My pad met Piet kruis in 1978, terwyl ek besig was met my leiersopleiding by die Seinskool. Die Seinskool was toe geïntegreer by die leergymnasium. Piet was toe bevorder tot die rang van 'n oude 2 adjudant officier klas 2. En hy word aangestel as die eskadronsergeant-majoor. Ek leer hom ken as 'n persoon wat sy taak baie ernstig en pligsgetrou verrig. Piet het met sorg na ons omgesien. Hy het gesorg dat ons altyd warm slaap en dat ons voldoende kos het. Jong manne op ons ouderdom op daai stadium, sy bene was altyd hol gewees. En daar was altyd plek vir nog kos. En Piet het gesorg dat ons genoeg kos het. Hy het altyd gesorg dat ons warm slaap. So hy het baie mooi na ons gekyk. Ek het hom ervaar as 'n eggenoot en 'n vader wat geen moeite vir sy gesin ontsien het nie. Na my opleiding het ek ook in die leergymnasium as 'n instrukteur opgetree. In hierdie tyd het ons vriendskap versterk met die gepaste respek. Maar Piet het nooit 'n geleentheid laat verbygaan om ons om elke hoek en draai 'n poets te bak nie. My kantoor het gereeld deurgeloop. Hy het ons altyd gebooby-trap en van die wat hier sit wat uit die ou leergymnasium kom sal onthou, hoeveel keer het die dames dit ontgeld daar in die registrasiekantore en die mediasentrum en sulke goed. Hy het altyd 'n geleentheid gesoek om iemand te poets te bak. 'n Regte ou karnalie. In 1984 word Piet en Elsabie na Bloemfontein Komandement verplaas, Komandement OVS, en word aangestel as die regimentssergeant-majoor van die OVS Sein-eenheid. Hier werk hy nou saam met majoor Tinus Roos, nou afgetrede kolonel Tinus Roos, daar sit hy daar agter. Majoor Roos was eers die tweede in bevel van die eenheid, en later word hy bevorder na die rang van kommandant en word aangestel as bevelvoerder. Tinus se ervaring van Piet was dat hy baie betroubaar, taakgefokus en hardwerkend was. Piet was altyd vriendelik, hoflik en het 'n goeie humorsin gehad. Steeds het hy nie sy streke laat staan nie en het nog steeds gereeld vir mense poetse gebak.
Ek onthou altyd sy ondeende glimlaggie, as hy iemand 'n poets gebak het, dan byt hy sy kiewe so vas, hy byt sy wange so, dat hy nie moet lag nie. Maar jy kon gesien het die duiwel speel in daai oë. Hy het geweet, nou het hy vir jou lekker uitgevang. In 1990 word Piet en Elsbie weer terugverplaas in die leergymnasium toe en word aangestel as die RSM van die eenheid van die leergymnasium. Afgetrede kolonel H.J. de Wet, ook bekend as BAM, word bevorder tot die rang van kolonel en word die bevelvoerder saam met Piet, die RSM. Piet en, of liewerste BAM en Piet vorm 'n formidable bevelsgroep, wat nie net goeie opleiding verseker nie, maar op vele terreine presteer. Piet sou in hierdie tyd vir BAM uitstekende ondersteuning met take wat 'n bevelvoerder se hande losmaak op ander terreine, sy hande losmaak en dat hy kan konsentreer op bevelvoerderstake op ander terreine. Piet het op 'n stil manier met waardigheid, dissipline afgedwing en self uitgeleef. Hy het take soos die maak van brandpaaie, instandhouding van die skietbane. Ons het 4 skietbane gehad hierso wat 'n voltydse taak is. Hy het gesorg dat dit altyd uitgevoer is en netjies en veilig is. Die instandhouding van tuine wat sonder opdrag uitgevoer is. In die tye wat die weermag nog trots was op die voorkoms van hulle basisse, het die leergymnasium verskeie kere die toekenning ontvang vir die mooiste tuine vir 'n groot basis. Daai tyd het hulle groot basisse en klein basisse onderskei. Dit was baie moeiliker om so groot basisse tuine te onderhou. En Peter het met onderskeiding gedoen en daarom het hulle verskeie kere daai toekenning ontvang vir groot basisse. Te danke aan Piet se toewyding, BAM bevestig ook dat ons almal vir ongelooflik weet dat Piet ongelooflik lief was vir Elsbie en vir Wiekie. Hy het altyd met eerbied behandel en sy naaste onwrikbare geloof sy grootste bate. Piet tree in 1997 uit, na 'n baie roemryke loopbaan in die Suid-Afrikaanse weermag. Al neem ons vandag afskeid van Piet, sy aardse teenwoordigheid, bly die herinneringe lewendig, sy nalatenskap leef voort in die waardes wat hy uitgeleef het en in die mense wat hy aangeraak het. Mag ons troos vind in die wete dat Piet sy lewe sin gemaak het, dat sy liefde bly voortleef en dat ons dankbaar kan wees vir die tyd wat ons saam gehad het. Nie deel van my hulde blyk nie, maar 'n woord van dank aan Elsbie en Wiekie en naasbestaandes wat ons vriend en ons kollega so bygestaan het met liefde en met soveel deernis in hierdie tyd van sy siekte. Elsbie, ek persoonlik waardeer dit. Sag my vriend. Collega's en vriende, kon nog BAM te wet vra verskoning dat hy vandag hier kan wees nie. Hy is siek. Hy gaan maandag Durban toe vir 'n angiogram dat hy net gesond kan word. Hy wil hierdie paar woorde met Elsbie deel. Ek en Piet was 'n formidable span gewees. Noem 'n trofee of toekenning in die komandement en ons het ontvang. Sulke roem kom nie maklik nie. Dit verg harde werk, spanwerk en genade van bo. Elsbie, of jy dit nou glo of nie, jy was deel van daardie span. Dankie. Vir die reuse rol wat jy gespeel het
om Piet altyd positief en motiveerd te hou. Onthou Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan nie sy pad nie, maar die Here bepaal hoe hy loop. Dankie vir hoe jy Piet versorg het tydens sy lang siekbed. Jy het nooit gekla nie. Dankie wat jy opoffer het oor hierdie tydperke. In Spreuke staan daar geskrywe: 'n knap vrou is baie werd, meer as edelstene. Elsbie, Wiekie, seuns, familie, julle kan trots wees op wat julle oupa Piet in sy lewe bereik het. Ek haal aan uit Spreuke 19 vers 14. Van sy ouers kan iemand 'n huis of besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Elsbie, sterkte met jou pad vorentoe. Jy weet waar wysheid hulp vandaan kom, hou jou oog gerig op hom. Dankie, Pam. Wil ook sê baie sterkte. Ek wil dan ook geleentheid gee aan Piet se broer Henny om ook huldeblyk te lewer. Goeiemôre aan almal. Ons hoop ons kan dit doen. Els, Wix, twee kleinkinders, familie, sterkte in hierdie dag. Els beskryf as volg: My liewe manskat, met hartseer het die dag en uur aangebreek, dat jy en ek 52 jaar van gelukkige getroude lewe moet afskeid neem, waar ons hemelse Vader besluit het om jou lewe op aarde saam met my is nou verby. Dat hy jou 'n plek in die hemel voorberei het, waar jy nie sal verruil vir jou laaste tydjie hier op aarde nie. Dankie vir jou liefde, bystand, die saamlag en soms die laaste tyd met jou siekte saam kon hou. Dankie dat ek jou kon bystaan vir al die laaste tyd wat jy so siek was en swaar gekry het en ek soms magteloos gevoel het, maar die dood het oorwin. Dankie dat jy vir ons dogter Wiekie en kleinseuns 'n pa en oupa was, 'n voorbeeld vir hulle was en hulle na jou kon opsien. Daar is so baie wat ek van jou gaan mis. Jy was 'n anker en my steunpilaar, my alles. Jou Saterdag aande braai, jou potjiekos, jy het dit gedoen en nog veel meer wat ek nie kan opnoem nie. Jou sin vir humor, ons het nou net daaroor gehoor. Jou plek in die huis gaan leeg wees en ek gaan jou baie mis. Weersiens in die hemelse woon, rustig, sonder pyn en lyding, met baie liefde jou vrou, Elsbie. Wiekie, skryf vir haar pa. My liefste papi, papi se woorde het al hoe minder geword. Papi se boodskapies het minder geword. Ek mis die woorde. Môre Wix, en ek mis die woorde. Lekker slaap my kind. My hart is stikkend. Die kanker het papi stukkie vir stukkie opgevreet. Daai liggaam het al hoe minder geword wat in hy bed gelê het. Papi was my steunpilaar. Altyd raad gegee en altyd daar met 'n oor om te luister. Papi was 'n man met respek en het altyd moes alles 100% gewees het. Dankie dat papi vir mami 52 jaar na gekyk het. Altyd net die beste vir ons tweeetjies gegee het.
Dankie vir die oupa wat papi vir Christian en Wian was. Vir 'n beter oupa kon ons nie gevra het nie. Dankie dat papi Johan aanvaar het as papi se eie seun. En so neem ons vir die laaste keer afskeid van papi. Rustig, papi, sonder pyn, sonder kanker. Ons sal oukei wees, tot ons eendag weer sien. Daar sê hy, nou is dit beter. Hoe sal ek en mami hierdie woorde ooit vergeet? Kleinkinders sê vir hulle oupa, waar begin mense om dankie te sê vir die mens wat oupa was? Vir my is Christian en vir my as Wian, vir ouma Oosie en vir mamma. Oupa het altyd geweet hoe om 'n glimlag op ons gesigte te sit en presies geweet om ons te laat lag. Oupa het deur alles saam met ons gegaan en was altyd langs ons, langs sy. Ons gaan oupa se grappies en stories aan die etenstafel om Sondag, Verjaarsdag en Kersfees mis. Oupa het altyd maar altyd ons bygestaan en ons gehelp, waar oupa kon. Raad te gee en ja, ook maar geraas, hy kon. Oupa het ons ook baie geleer wat ons vandag ken. Respek vir ander. Om ander met respek te hanteer en die belangrikste van alles, om golf te speel. Ons kan regtig nie vir 'n beter oupa gevra het nie. Oupa was meer as net 'n oupa vir ons, maar 'n pa ook. Oupa is nou vry, sonder enige pyn en lyding. Die Here het oupa kom haal, en oupa is nou op 'n beter plek. Tot ons mekaar weer sien. Baie liefde, jou kleinkinders, Christian en Wian. Gerard, sê aan oom Piet. Oom Piet, ons paadjies het in 1984 vir die eerste keer gekruis, toe ma Marie my saam op vakansie gebring het na oupa se plaas. Van daai dag af was jy my held, na wie ek opgekyk het. 'n weermagman met styl. Dit was elke jaar vir my so baie nice gewees om julle te sien. Die kere wat ons in Bloemfontein was by julle kom kuier het, was my beste tye ooit en ek sal dit nooit vergeet nie. My eerste dag in die weermag saam met jou, die dag toe ek begin 'n ware man word. Ek het elke dag gekoester as die beste tye in my lewe. Jy het 'n man van my gemaak en daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Dankie vir al jou lyding in my lewe. Die tye met jou sal ek altyd in my hart bly. Ek beloof jou, ek sal altyd daar wees vir Wikkie en Tannie Elsabie. Ek is baie lief vir julle. Gerard. Hulde bly aan Piet, ons ou boet en ons oom. 11 Junie 1948 het ons ou boet gebore geraak. En hy het nie geweet wat sy impak hy sal hê so baie mense se lewens nie. Min het hy geweet wat sy impak hy sal hê op ons twee broers, Johan, myself en sy oorlede suster. Elkeen het sy eie gedagtes van ons ou boet. Wonder wanneer ons weer sy stem sal hoor. Wonder wanneer ons jou weer sal sien. Jy was nie net 'n ou boet nie, maar was ook een van ons, waarna ons as broers opgekyk het na jou
'n voorbeeld van 'n man wat opgetree het as 'n pa vir ons, toe ons nie enige gehad het nie. Dankie vir wat jy vir ons geleer het, die raad, en altyd om die beter aan ander mense te sien. Die impak wat jy op ons gehad het as broers, om respek te hê vir ons vrouens, en altyd met respek na hulle te verwys, soos wat jy respek gehad het vir oukie, soos wat jy altyd vir Els genoem het, van die dag wat ons julle leer ken het. Die deernis vir jou kind, Bietjie, die deernis vir jou kleinkinders, Bian en Christian, jou geloof, die stout wees en jou sin vir humor, jou netheid en die respek wat jy mense mee hanteer het. Jy was altyd 'n voorbeeld vir my en vir Nelia na jare in die mag. Haar bygestaan tot op die laaste en na gevra het, toe jy so siek was. Jy was altyd daar vir ons seun Tian ook gewees en 'n spesiale plek vir hom gehad. Elke keer wat hy jou na die hospitaal toe gevat het en belangstelling in hom ook getoon. En as jy by ons was, het hy altyd gevra, oom, bly net vir een aand langer. Hy het ook na jou raad geluister. Glory wat jou ook gerespekteer het as haar oom. Die Sondagmiddag oproepe na Johan toe, om nuus uit te ruil, gaan nie meer daar wees nie, en dit gaan hy mis. Die maandagaande oproepe wat ek gemaak het na jou toe, op pad huis toe, net om te hoor, hoe gaan dit met jou, en het jy darm iets geëet? Sal iemand jou onthou? Sal jou stem by ons bly? Sal iemand jou naam onthou? Of sal jy in die stilte verdwyn? Nee. Ons sal oor jou huil. Ons sal jou onthou. Ons sal jou in ons gedagtes bære, jou stories, jou dissipline, jou respek, jou raad, jou gelag, jou impak in ons lewens. Jou naam sal onthou word as 'n liefdevolle eggenoot, pa, oupa, skoonpa, broer, oom, swaar, ouboet, kollega, vriend en bovenal die RSM. Die hemelse poorte het oopgegaan vir jou met 'n trompet geskaal en jy's verwelkom sonder pyn en sonder enige lyding. Daai dag sal ons nie vergeet nie. Ouboet, tot weersiens, ons sal jou verlang. Liefdevolle Johan, Ekke, Nelia, Tian, rus in vrede. Laat jou
Ons gee dan nou vir Vicky geleentheid om namens die familie die bedankings te doen. Ons wil net graag die volgende mense bedank. Dit was Dr. Lisa Kloete. Jy was die eerste dokter wat Piet gediagnoseer het en altyd gewillig was om te help. Jammer, jy is nou in die Kaap. Dan sit Bokkie Goosen by die leergymnasium. Jy het jou pad uitgegaan om altyd te help. Dr. Kalu, die onkoloog en sy span van een militêre hospitaal, het alles in hulle vermoë probeer om Piet te help tot die einde toe. Dr. De Melenaar, onkoloog en sy span by Groenkloof Life en Sandton Onkologie Sentrum vir die 32 behandelinge. Professor Satlego en sy span onkoloog en radiografiste by Steve Biko, waar hy vir sy nuclearbehandeling die scans gegaan het, wat ongelukkig nie vir my pa gewerk het nie. Laaste vir Dr. Knoesen vir haar moed en praat en bystaan vir die scans se uitslae elke keer en Suster Kolby en haar span by ontvangs. Sy was die engel daar. Ons dogter, Vicky, skoonseun Johan, kleinkinders Christian Wian, baie dankie vir julle bystand en ondersteuning, die tyd wat papi siek in Bethlehem was. Sonder julle vier sou dit nie vir my moontlik gewees het nie. Dan my twee sissies, Estelle, Nicolien en hulle gades, dankie vir julle ondersteuning en liefde. Piet se broers, Henny, Johan en hulle gades, dankie vir julle liefde en ondersteuning. En dan spesiaal vir Henny. Dankie vir jou gebede en moed in praat. Hierdie laaste tyd by die huis vir Piet en ook die laaste paar dae. Dan susterskind Claudie vir die reistool en die stortstoeltjie. Dit was 'n wenner. Dan my ma se twee niggies, Elise en Marie, vir julle boodskapies elke dag. Dan baie dankie vir al ons bure, Piet en Leni, Jannie en Corlie, Cassie en Vanessa, Ernest en Danita, George en sy familie vir die inloergebede en ondersteuning. Al my vriende en vriendinne, julle weet wie julle is, ek wil nie een uitsonder nie. Baie dankie vir julle boodskapies oggend en aand, vir bemoediging, bystand en liefde. Sonder julle sou ek nie hierdeur kon kom nie. Suikerbos gemeente, Dominees Dani vir jou besoeke en gedenkdiens wat jy gelei het, en bemoedigende boodskap. Jy stap ook al 'n lang pad saam met Piet. Orelis George, baie dankie dat jy hier was vir Piet. Ek weet jy het 'n sagte plekkie vir hom gehad. Dan Elmi en Marietjie, vir al julle reëlings by die saal, en dan ook vir elke dame wat bygedra het met die borde verversings. Aan elkeen hier teenwoordig vandag, van waar ook al om afskeid te neem van Piet, my ma en ek waardeer dit uit ons harte uit. Dan laaste, vir Tannie Marie Benadi, jy is 'n engel deur en deur. Baie dankie dat jy vir my, ons bygestaan het met al die reëlings rondom die begrafnis. Jou besoeke vooraf by Piet, toe hy Bethlehem was, jou gebede, jou oproepies amper elke dag, net om te hoor hoe dit gaan. Ons waardeer dit uit ons hart uit. En dan is daar een laaste persoon. Ja, ek wil nog kies. Dit kom van my af, van Johanne af, van Christian en Vianne af. Dit is van Mamy, Ouma Oosie. Ons wil vir haar opreg dankie sê vir die 8 jaar wat sy die kankerpad saam met my papi gestap het. Baie dankie vir al die duisende kilometers ry Pretoria toe en Sandton toe vir die behandeling wat papi die afgelope 8 jaar gekry het. Dankie vir al die trane, moed en praat en ondersteuning vir papi as hy nie meer wou aangaan en dinge net te veel geword het. Dankie vir die laaste 6 maande
met die nuclearbehandeling, waar alles net uit mekaar begin val het. Mami was daar, al was dit hoe moeilik. Soos papi die laaste ruk gesê het, julle verstaan nie. Ek weet ons sal nooit verstaan waardeur mami regtig is nie. Die laaste 2 weke was wat die ergste was mami daar. As papi geroep het, oukie het daai lyfie beweeg en die spuitjie was reg om water te gee. Die mens slaap, opstaan deur die nag. Die trek my kouse reg, al was daar nie kouse nie. Die beddegoed wat net 100% moes lê. Die kussing onder die skouertjie wat moes uit. Tot by daar sy nouste Peter. Mami was daar tot die einde toe, wat mami my geroep het en gesê iets is nie reg nie. Maar ons weet papi is na die Jesus toe. Dankie uit ons harte uit. Vicky het nou vir almal dankie gesê, so namens jou ma en die familie baie dankie. Dis sekerlik die moeilikste deel van die begrafnis, dat jy hulle harte met die mense moet deel, so baie dankie daarvoor. Familie en vriende, ek hou dan nou in die begrafnisbrief voor in liefdevolle herinnering aan Petrus Wilhelmus Oosthuizen, gebore 11 Junie 1948, oorlede 15 Desember 2025. Dit was ons Hemelse Vader se wil om ons geliefde eggenoot, papi, oupa en broer van ons weg te neem na 'n lang siekbed. Sy plek is leeg en sy stem is stil. Ons berus ons daarin dat ons weet waar hy nou is. Daar's geen lyding of trane nie. Ons is dankbaar vir hom en die kans wat hy gehad het om 'n vol lewe te hê. Hoewel sy plek leeg is, vul hy nog ons harte en sal ons hom nooit vergeet nie. Die Here gee, die Here het geneem. Prys in die naam van die Here. Elsabie, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ek gaan nou geleentheid gee vir die laaste eer om betoon te word soos deur die familie versoek. Tannie Marie sal vir ons die reëlings daar tref. Nadat almal geleentheid gehad het, wil ek vra dat u in die banke sal wag sodat ons die seën kan uitspreek en daarna sal ons verrigtinge afgehandel wees. Enige iemand van die wat ook wil blare plaas, is u welkom om na vorentoe te kom.
Ek gaan dan vra dat u staan vir die uitspreek van die seën. Die Here gee in sy woord die opdrag dat daar waar sy volk bymekaar is, wat goed oor goeie of slegte redes is, ons hulle nie moet wegstuur sonder om te sê die Here wil hulle seën nie. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in sy vrede. Geliefdes, mag God ons Vader elkeen vir julle in sy liefde vashou en Jesus Christus, ons verlosser, julle help om daagliks die stryd teen die sonde te oorwin en mag die Heilige Gees julle volkome vertroos van nou af en tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. U word genooi in die saal verversings te gaan geniet saam met die familie.